Goeiemôre. Jy luister na die 49ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is sterkte in swakheid. Ons kom nou nader aan die einde van die eerste kwartaal en die voorlaaste oordeenking vir hierdie kwartaal. As ons terugkyk, sal jy agterkom dat ek baie gepraat het oor liminale ruimtes, oppervlakkige geloof en insig, oor verwarring en valse sekerhede, geloofsworsteling. Miskien wonder jy, Tinus, hoekom sou jy nie eerder fokus op die optimistiese kant van geloof nie, soos geloofsekerheid en geloofsvertroue? Wel, my antwoord sou wees, mense met wie dit absoluut wonderlik gaan, wat geen twyfel beleef nie, wat vas staan in die geloof, soos die rots van Gibraltar, het sekerlik nie oordeenking soos hierdie nodig nie. Hierdie oordeenking is juis bedoel vir mense wat in liminale ruimtes leef. Maar daar is nog belangrike redes. Die heel eerste is, ek praat hieroor omdat die Bybel dit doen. Het jy al aandagtig die Bybel van voor tot agter deurgelees? Al die verhale van die Bybel is van gelowiges in liminale ruimtes. Egte verhale van mense met 'n gebrek aan insig, wat ongelukkig is selfs met hoe God die wêreld bestuur, wat verward is, twyfel, ver van God af voel, onseker is, en dikwels eintlik so skandalig oppervlakkig leef met die insig wat hulle het en wat vir hulle belangrik is, wat oneerlik is en mekaar bedrieg. Genesis wat 'n handboek is van disfunksionele gesinne. Die Bybel is 'n baie eerlike boek, te eerlik vir baie mense. Om die waarheid te sê, as dit nie is vir die verbondstrou van God nie, dat hy nie is soos die psalmdigters hom beskryf nie, as barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde, sou die Bybel werklik nie 'n boek wees wat die moeite werd is om te lees nie, tensy jy depressief wil word. Wat die verhale juis so eerlik maak en merkwaardig maak, is dat God inderdaad ten spyte hiervan tot ons redding bly kom. Die tweede rede waarom ek dit doen, is omdat die evangelieskrywers dit doen, om nou meer spesifiek te raak oor ons pad as Christene, as volgelinge van Jesus. Kan jy dink aan een disipel, het sy die primêre 12 of diegene wat daarna gekom het, waaraan jy kan dink wat onberispelik was? Neem jou tyd. Een disipel wat onberispelik was. Ook hier is die Bybel ongemaklik eerlik. Nie alleen in die vertelling oor die disipels nie, maar hulle bieg self daaroor. Paulus bely sy swakheid in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9. As hy vertel hoe die Here gesmeek het om die, soos hy dit noem, doring uit sy vlees weg te neem. Wat hy so intens beleef het, dat hy dit beskryf asof 'n boodskapper van Satan hom met vuiste geslaan het. Kan jy aan 'n sterker uitdrukking as dit dink om 'n worsteling te beskryf? Maar dan skryf Paulus dat nadat hy die Here gesmeek het om dit van hom weg te neem, het dit nie gebeur nie, want die Here se antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom, sê Paulus, sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Dit bring my by die derde rede. Dit is, as ek die Bybel reg verstaan, juis in hierdie tye en plekke in ons lewens, wat ons ernstig moet opneem as 'n openbaringsplek van God en 'n transformasieplek van die mens. Paulus hou vol dat beproewings nie sleg is vir ons nie. Luister na die woorde in Romeine 5 vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God.
Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Liminale ruimtes, en die innerlike ekwivalent daarvan, is nie tekens van ongeloof nie, maar 'n erkenning van ons afhanklikheid van God. Net soos Habakuk, roep Petrus ons op om in God se genade en trou te jubel te midde van beproewings. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Terwyl ek gister gaan draf, dink ek aan hierdie oordenking en die reeks oordenkings wat reeds verby is. En ek dink aan die wêreld soos dit nou is. Ek dink aan vegvliegtuie wat die hemelruim ontheilig, bomme wat val, korrupte regerings, verkiesingsbeloftes. Ek dink aan hoe gemaklik die narratief verweef word met sinne soos, mag God by ons wees, met nuances wat net daarvan wegbly dat hierdie God se wil is, tot nuances wat alles oortreffend verklaar, hierdie is die wil van God. En toe dink ek aan die kerk in die wêreld. En ek dink aan die berigte van kerkleiers wat affairs het, wat geld steel, wat in absolute weelde leef, voorspoedteologie verkondig wat die Rooms-Katolieke Kerk in Luther se tyd soos amateurs laat lyk, aan skandes van kerkmense, wat kinders verinneweer. En ek wonder of ons as Christene soveel anders lyk as die res van die wêreld. Christene, soos die res van die wêreld, is ewe selfsugtige, stikkende en sondige mense as ons nie versigtig is nie. Ons is niks beter as die res van die wêreld nie. Wat die verskil maak, is dat ons dit agterkom, dat ons dit weet, dat ons bely en besef dat ons verlossing nodig het, dat ons pad eers verby die kruis van Christus moet kom, voordat ons by die opstanding uitkom. Ek dink nou aan Jesus se woorde waaroor ons vroeër reeds gepraat het, van die doel van gelykenisse. En dan wonder ek of dit nie dalk juist te doen het met hierdie beeld wat ek skets vanmôre nie. Dat mense te maklik by die kruis verby wil gaan, na die opstanding toe, en nie eers hulle pad deur die kruis van Christus laat gaan nie. As ons lewens nie eers by die kruis verby gaan nie deur die kruis gaan nie, en ons wil direk na die opstanding toe, dan het ons nog nie ons verloving met hierdie wêreld gebreek nie, innerlik en uiterlik. Swaar kry en beproewings neem ons op die weg na die kruis. Dis die pad na die kruis, ons kruispad. Daar, in die besef van my swakheid, my sondigheid, my ellende en hulpeloosheid, in desperate onbeholpenheid. Dis waar geloofsuiwering gebeur. Dis waar ons God so helder sien soos selde elders anders. Net soos die verlore seun waarvan Jesus ons vertel het. Op daardie plek sal ons uiteindelik besef dat God regtig bedoel het wat hy gesê het, dat hy sy seun gestuur het vir iemand soos ek. Maar nie soos iemand soos ek, met my mooiste klere aan, op die hoogtepunt van my lewensroeping en vervulling en drome nie. Maar iemand soos ek, waar ek met vuil klere staan, absoluut eerlik oor my eie gebrokenheid en my sondigheid, my onbeholpenheid. Daar weet ek, God het regtig bedoel, dat hy my liefhet in my wesensmens. Daar word die kerk van die Here van alle snobisme bevry, gestroop van al ons middelklas pretensies en hoëklas ambisies.
Ons het veel om te bely. Veel. Maar die pad deur die kruis, van Vrydag af deur stil Saterdag, neem ons na 'n opstanding wat nie aan ons behoort nie, wat ons nie verdien nie, wat ons nie kan franchise of generies goedkoper kan maak nie. Die opstanding volg op ons sterfdatum van daardie Vrydag. Daar lê Tinus begrawe. Dan is die opstanding lig, sonder die bagasie van daardie probeer lewe en voorgee lewe. Hulle sê dat Jesus naak aan die kruis gehang het. Om die een of ander rede laat dit my selfs nog erger sidder. Saam met alles wat ek reeds weet oor daardie kruisdood van Jesus, die pyn en die marteling en vernedering. Kan jy jou dit indink om so ontbloot te sterf? Van jou klere ontneem en om kaal daar te hang. En plek ook van jou vel ontbloot te wees, sodat selfs jou beendere ontbloot daar hang. Die pad na opstanding is 'n pad waar jy eers naak moet word. Op Sondagmôre is die linnedoeke verwyder waarmee hulle Jesus daarna geklee het. En Jesus is met nuwe klere bedek, hemelse klere. Lig oral waar jy kyk. En huil wat in lag verander. Dis 'n plek waar 'n mens engele kan sien. Ons opstanding loop eers verby Vrydag se kruis. Eers verby Vrydag se kruis. En dan ons opstanding. Kom ons bid saam. Hemelvader, in ons magteloosheid, in ons ellende, in ons sonde besef en ons sukkel, beland ons onder in die put, en ons wil so vinnig as moontlik daaruit. Ons wil daar weg, ons wil vlug daarvan. Maar as ons die Bybel lees, besef ons, dis die plek waar U Uself openbaar, waar U wonder van die oneindige liefde geopenbaar word. En ons besef vanmôre dat ons iets het daar om te doen. Nie in die verbete montering van nog 'n plan en nog ideale en nog drome skep nie. Maar om eers te sterf in onsself. Om eers te erken, in en uit myself is ek niks. Verlore sondaar. Here, op daardie donker plek griffel ons naam op die bodem van die put uit. Ons kerf 'n boodskap uit vir die volgende een wat daar sou kom staan. Jesus leef en ons met hom. Dankie Here vir U oneindige genade, vir die liefde wat U vir ons het. Laat daardie waarheid deur ons siel gehoor word, dat ons by die kruis ontkleef van al ons voorgee, in onsself kan sterf, sodat ons na die opstanding kan stap. Here, wil U ons oprig tot 'n nuwe lewe en ons geloof daarmee saam, daar laat opstaan, gesuiwer van al ons voorgee. Here, U ken ons gedagtes en ons harte beter as onsself. En ons bid dat ons op hierdie plek waar ons ook al mag wees, ons oë op U sal rig vir die res van ons lewe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.